Daar is hy, goeiemôre dames en here, of amper middag, dit is middag, ja. Tinus en die vorige span het so lekker gekuier en gesels. Het was baie interessant om vir julle te luister, Tinus. Baie dankie Farm Talk vir die geleentheid en dan ook Kragdag 2026 vir die geleentheid wat julle vir ons as kleinveeteelers bied om ons rasse bekend te stel en 'n bietjie meer blootstelling te kry. En baie dankie vir al die besoekers wat vandag hier so is. Die tent wemel sommer, dit klink soos 'n byekorfie binne. Ek weet nie of julle twee manne saam my stem nie, maar dit wemel sommer vandag hier so. Baie dankie en dan CDP ook van julle kant af, baie dankie vir julle borgskap en vir julle betrokkenheid hier so. Dames en here, ek gaan dan graag die sprekers vandag aan julle voorstel. As ons op die verste punt begin, dan sit Fanie Kreer. Fanie is van Ruswater Dormers. Baie welkom hier so. Ons sien uit om 'n bietjie meer te leer oor die dormers en oor jou boerderypraktyk daar buite. En dan die man met die blink hare, oom Dani Brewer van die Donie Marinos. Baie welkom oom Dani. Ons het net 45 minute, ek sê maar net by voorbaat. En dan aan my regterkant, die hen onder die hane vandag is Chantel Smit van SABTV, die Boerbokvereniging. Baie welkom Chantel. Ons sien uit om meer te leer oor die bokke ook, of bietjie meer te hoor oor die bokindustrie. Dames en here, dit is 'n gesprekvoering wat ons het oor kleinveerasse en die toekoms van kleinvee in Suid-Afrika, en ons is baie opgewonde en ons sien baie uit om bietjie meer te hoor wat ons van ons paneel vandag hierso. Ek gaan ons sommer wegskop met die eerste vraag en dit is aan oom Dani Brewer. Oom Dani, daar is 'n groot leemte, voel dit vir my, in die kleinveebedryf wat jong toetreders, jong mense aanbetref. Watse raad het oom vir ons jong mense en hoe kan jong mense betrokke raak in die landbou en veral in die kleinveebedryf? As oom vir ons 'n bietjie meer oom se opinie en oom se visie kan gee oor die jong mense in die kleinveebedryf. PW, baie dankie. Ek wil begin deur te sê, as ek in hierdie tent rondkyk, toe hulle my gister gevra het oor jong mense, dan kyk ek by al die stalletjies is jong mense. En ek is baie opgewonde oor jong mense. Ons jong mense is die produk van ons ou mense. Ons ouens met die blou hare en die grys hare. So as ons jong mense nie die ding kan doen nie, het sy in die kleinveebedrywe waar ook al, dan moet ons vir onsself sê as ou mense, ons het gefaal. So ek het 'n baie groot hoop vir ons jong mense daar buitekant. En ek het gisterand toe ek gedink het oor die jong mense, toe gaan ek na die boek toe waar ek alles kan kry en ek het in Spreuke gaan kyk en ek wil vir julle net sê, hoekom sê ek ons jong mense het 'n groot toekoms? Die eerste een is Spreuke 10 vers 1. 'n wyse seun of dogter maak sy vader of moeder bly. En ek het nog nie een jong mens hier ontmoet gister en vandag wat in my hart bly gemaak nie. So dis my eerste toets. My tweede toets is Spreuke 13 vers 1. 'n wyse meen, 'n gewyse seun dogter laat hom deur sy vader of moeder leer. Die jong mense wat hier rondloop, net hierdie met Kragdag se blootstelling, is almal leergierig. Daai skoolkinders wat gister hier was, nê. Ek gee hulle 'n tik daarvoor ook. En dan die derde een is Spreuke 24 vers 13. Eet heuning my seun dogter, dit is lekker. Die stroop is soet in jou mond. So smaak die kennis en wysheid ook. As jy dit gekry het, het jy 'n toekoms. So ons ou mense nê, ons ouer mense, wat gee ons vir ons jong mense? Net gou 'n bietjie verder oor die jong mense. Hulle het attitude. En 'n spreekding wat 'n rassie my geleer het, nê, van die Springbokke. Hy het gesê hy soek nie die beste rugby spelers nie. Hy soek die rugby spelers met die meeste fight in hulle. En ek weet nie julle nie, maar my kinders fight baie met my. En my kleinkinders ook. So die jong mense het fight. So hulle tik daai boksie ook vir my. En dan die ander belangrike ding in die kleinveebedryf en oralste. Toe ons jong mense was, wat se blootstelling het ons gekry? Die jong mense van vandag het 'n plek soos Kragdag. Hulle werk in Amerika. Daar's nie meer grense nie. Hulle het groot blootstelling. Kyk net oor tegnologie en dan wil ek hier hou na die jong mense slaan oor tegnologie. Die 6de Februarie 2023, 1:30 die nag,
Toe kry ek hierdie boodskap, a warrior for Jesus. En ek verander my lees en ek is 'n sheep warrior for Jesus. In Micha 6 vers 8 begin deur voor dit te sê, as ek eendag voor God gaan staan, wat gaan ek vir God gee? Al my dormerskape of donieskape of my kinders? Toe sê hy, nee, ek gaan jou wys en sê wat reg is. Jy moet reg laat geskied. Jy moet liefde en trou bewys en jy moet bedagsaam lewe. Nou daai laaste stukkie, hoekom ek dit noem? Julle jong mense moet op sosiale media en op julle selfone heeltyd te wees. Wees bedagsaam teenoor die ou mense en teenoor ons daar buitekant. Is dan die laaste twee wat ek wil sê. Mense het mense nodig. Hierdie skouende gemeenskap kan nie sonder mekaar floreer nie. En kyk bietjie na mense, kyk as ek daar by die sportbijeenkomste is, hoe is die groepies jong mense, vriende met mekaar, van graad 1 af tot na matrieks. So ons het mekaar nodig, en julle jong mense, ons het julle nodig nie, want julle is ons toekoms, en julle is ons hoop. En dan die laaste punt wat ek vir julle wil sê, bly 'n student. Op Rand Pretoria het eendag van Toyota, van mekaar die groep my baie waarding gesê, ek is een van my lese, bly 'n student. As jy 'n student bly, as 'n jong mens, leer ander mense. En dan die derde belangrike punt is, wees diensbaar. Ons sê altyd ons is dankbaar, maar as daai dankbaarheid nie diensbaarheid word nie, dan werk dit nie. En dan wil ek gou vir julle net 'n storie vertel, en ek gaan nou my laaste een daaroor praat. Ek het gisteraand vir hulle dit vertel. Toe ek het by die koöperasie gewerk, toe ek 'n Toyota Hilux het, dubbel kajuit. En ek koop my limited edition. Ek laat hom by Steve's Autokliniek opcharge, maar ek boer daar buite Bethlehem nou met 'n koeie laai op 'n karet waantjie, maar die limited edition het 'n winch voor. En ek skiet die môre die koei, maar nou kry ek nie die koei op die karet waantjie gelaai en hy is te swaar, maar dis nie 'n probleem nie, ek het mos 'n winch. Haak die waantjie af, en ek het die winch daar deur, en ek haak die koei, en toe ek die koei trek, kom die waantjie nader, ook nie 'n probleem nie, ek het Engelse riem hier in nylon tou, en ek maak die waantjie aan die windpomp vas. Maar nou gaan ek die koei optrek, en toe ek die winch aansit, toe breek die tou, en ek weet nie om my winch te stop, en ek trek die karet waantjie boop hy 3 dae ouwe limited edition se bonnet, nee. Maar toe ek so kyk, toe is daar nie 'n man in sig nie. So na 'n halfuur toe kom my manne aangehaar, verskoon die woord, daai een sê vir my, oom, ek skree dan, wow, hoekom het jy nie gefokken wow nie? Nou ek wil vir die jong mense sê, julle moenie wow nie, gaan net aan. So baie dankie, en ek dink beslis, daar is nie eers by my 'n twyfel nie, dat die jeug is ons toekoms, dis ons hoop, en julle is oulike mense, ons is lief vir julle, en baie dankie vir dat julle is wat julle is. Julle is baie keer buite kan die lyne, nee, maar julle moet mense skuif. My lese is GVM, Great Wall Motors, goedheid, veiligheid en mooiheid. Julle is alles van daai wat julle is, baie dankie. Dankie Dani, het voel amper of ek vir hom Dani wil hande klap. Kom ons gee vir hom Dani 'n groot hande klap. Baie dankie om Dani. Het is lekker om by oom te sit en leer, en oom het altyd 'n unieke benadering, en wat vir my so opvallend is hoe om altyd terug gaan na die woord toe, om die antwoorde te kry. Ek dink dit is as dit een van die grootste voorbeelde is vandag wat die jong mense kan huis toe vat, is dat jy kan teruggaan woord toe, die belangrikste handleiding. Dan die tweede vraag, die volgende vraag wat ek het is Chantel, en ekskuus, ek het versuim om te sê dat Chantel die nuutverkose rasdirekteur is van SABTV, die Suid-Afrikaanse Boerbokteelersvereniging vir Suid-Afrika. Baie geluk met jou aanstelling Chantel, ons wens jou alle voorspoed en sterkte toe, en dit is 'n jong mens oom Dani, ek dink sy sal goed doen, nee. Presies. En sy is 'n vrou. Wow. Chantel, jou waarneming in die bokindustrie en die bedryf daar buite, sou jy sê dat daar nog baie boere is wat ekstensief met die bokke boer? Want waar ek rond beweeg, sien ek al hoe meer mense meer intensief met die bokke begin boer. Wat is die waarneming daar buite? Wat sien jy in die mark daar buite? Is dit meer ekstensief, meer intensief? Vertel ons 'n bietjie meer, wat is jou waarneming? Dankie PW. Ek dink wat ons al waargeneem het in vandag se tyd is mense werk met wat hulle het.
So ja, daar is nog baie ekstensiewe boere, maar baie meer mense met kleiner gronde het besef dat hulle dit ook kan doen. So dan beweeg hulle meer na die intensiewe kant toe. En baie mense wat ekstensief ook aangaan, het gesien as hulle begin met roofdiere kyk of diefstal en goeders, dan gaan hulle ook bietjie meer in semi-intensief toe. En die skou het maar groot geword. So dan die meeste mense wat dan gebeur is, hulle moet die intensief doen. So jy moet jou diere skou gereed maak en alles om reg te maak daarvoor. So dis maar al twee. Baie dankie Chantel. En dan oom Fanie Kreer van Ruswaterdormers. Oom Fanie, daar is soveel eienskappe waarvoor 'n mens kan selekteer en soveel eienskappe waarvoor verskillende stoeterye selekteer. Wat sien oom is die nuutste tendens in die dormerindustrie waarvoor hulle selekteer en waantoe die bedryf op pad is, die dormerindustrie? Baie dankie. Ja, en dankie vir 'n geleentheid ook soos hierdie, en jy sê Ruswater, ek wil so 'n bietjie aansluit daarby. Die dag toe ons die stoet moet registreer, toe sit ons nou met 'n klomp name, soos dit altyd maar gebeur. En my vrou het net ingekom en sy het gesê ons plek het lekker water en Psalm 23, waar water waar is. En dit is waar Ruswater vandaan kom en dit is ook vir ons 'n groot voorreg om terug te gee. Dit is waaroor alles gaan. Dormers en waarvoor die dormers steel op hierdie stadium, is dit vir ons baie belangrik. Die tendens oralster op hierdie stadium is ooe. Kyk, as ek 1000 of duisende kommersiële dormer ooe gehad het, het ek hulle in die afgelope paar maande almal verkoop. Daar's 'n ongelooflike navraag na ooe. Dit aan die een kant. Aan die ander kant, enige stoet of enige genootskap, as ek dit terugvat genootskap toe, jou hele fabriek is jou ooe. Dis hoe ek dit sien. En ek en oom Dani het ook al lekker daaroor gepraat. Ramme is ongelooflik belangrik. Jy kan nie met swak ramme ingaan nie. Jy kan nooit met 'n swakker ram ingaan as wat jou ooibasis is nie. Maar jou ooibasis is die fondasie, is die fabriek van jou hele bestaan van jou ras. En dit is waarop ons baie let op hierdie stadium. Ons het juis die begin van die week gesit oor ons LMI's en al hierdie tipe van indekse en waar kom dit vandaan en hoeveel moet wat deel daarin en dies meer. En alles het op die einde van die dag teruggegaan na reproduksie toe basies. En reproduksie is maar 'n groot gedeelte uit jou ooi uit. Baie dankie oom Fanie. Dit is baie interessant. Ek het vir elkeen van die sprekers vandag vrae gestuur en hulle het nie geweet wat mekaar se vrae is nie. En die volgende vraag op my lys is vir oom Dani en dit gaan oor jou vervangingsooie. So dit sluit nou baie mooi aan by wat oom nou net gesê het. Oom Dani, wat se metode gebruik om oom se vervangingsooie te selekteer in die eerste plek, en in die tweede plek is, hoe behandel oom daai ooie in hulle uitgroeifase voordat oom hulle terug sit in 'n teeltrop? En wat se eienskappe is vir hom belangrik om te identifiseer op daai jong ouderdom? Want dit is so moeilik om op 'n jong dier waardebepaling te doen en die eienskappe te identifiseer wat vir jou belangrik is in die vervanging van daardie ooie. Vertel ons 'n bietjie meer, hoe selekteer oom se vervangingsooie? Dankie PW, as jy gedink ek het lank gepraat oor die jong mense, hou vas. Dit is eintlik, ek is bly dit volg op wat Fanie gesê het oor ooie. Ek en hy het gisterand saam met sy dogter 'n lang gesprek gehad. Ek wil begin deur te sê, in enige boerdery, in 'n skape, en as jy stoet, selfs 'n kommersiële boer, wat is jou teeldoelwitte? As jy nie 'n doelwit het nie, waarvoor gaan jy selekteer? Nou wil ek aansluit daarso om te sê, jy moet in jou kop, ek het net gepraat van die droom, moet jy op jou plaas die ideale skaap in die oog hê wat jy wil teel. Nou ek het op my plaas 3 metingsnorme wat ek alles aan meet. Die eerste ene is kilogram vleis. Dit bedoel nie hoeveel ooe het ek nie. Dit bedoel hoeveel
hoeveel kilogram vleis kan ek binne 4,5 maande van my plaas af bemark. Die tweede benchmark is groei. En die derde een is selfgeproduseerde voeding. Elkeen van hierdie 3 afdelings, Fani het net verwys na die LMI, staan vir Logics Merite Index. Het 'n klomp ander afdelings soos melk, eienskappe, tweelinge ensovoorts. Maar daai 3 normes is my normes wat ek kyk na wanneer ek my vervangingsootjies gaan kyk. En 'n ander belangrike ding wat ek vir die ouens wil sê en die stoetteelers, en ek is baie keer omstrede met wat ek sê. Moenie vir my van jou suksesse vertel nie, dit gaan verby. Vertel my watter rigting is jy hier op pad. As 'n gesegde wat sê, some people have speed, but they're going nowhere. Jy gaan nowhere as jy nie weet waartoe ry jy nie. Toe ek Bethlehem toe trek, toe sê my kinders en maatjies, o, Bethlehem in Egipte. Toe sê ek, nee, Bethlehem in die Vrystaat. So ek het geweet waartoe is my rigting. Wanneer ek dan nou selekteer, gaan dit oor my fenotipe en my genotipe. Ek kyk eerste, wanneer my lammers gespeen word met die oog, watter is die lammers wat met my oog vang en wat ek moet uithaal? En ek haal altyd die lammers uit wat eerste aankom, want dis die vrugbaarste ooi wat gevat het met daai eerste siklus. Daarna kyk ek nie daarna nie. En dan, as ek dan nou geselekteer het met die oog en ek speen, dan gaan ek na my inligting toe wat ek het, my data. Te kyk, ek het net of gister vir ons gewys, ek het daar, ek sal nou praat oor die proef, 'n lam 44, wat astronomies gegroei het. Maar nou is dit belangrik wat Fani gesê het, nou moet ek gaan kyk hoe lyk daai lam se ma en se ouma. Hoe lyk die teelwaardes? En is een van die goed wat ek net nou gaan oor praat is, boere verstaan nie teelwaardes nie. Stoetteelers verstaan nie teelwaardes nie. Ek kom op veilings, dan gaan daar 'n ooi R50.000, dan sy teelwaarde, sy indekse onder 90. Hoe kyk ons daarna? En dan paar ek soveel as moontlik ootjies. Want ek wil maar sê maar 20 of 25% vervangingsootjies hou, dan hou ek soveel as moontlik ootjies, dan paar ek en dan wanneer ek daai ootjies scan, dan kyk ek die tweede keer na hulle. Die wat nie dragtig is nie, word onmiddellik uitgegooi. Maar wat is die uitdaging met 'n ootjie? Is nie die eerste keer dragtig nie, maar daai opvolg, daai tweede keer wat jy moet dragtig kry. Hoe kry ons dit reg? Dis deur voeding. Daar's 'n gesegde wat sê, if she's old and, as she's big enough, she's old enough. Ek stem nie saam daarmee nie. Ek kan, as ek net aan mense dink, jy kry mense wat ek sê 60 kg weeg, dan is hulle 14 jaar oud, of 9 jaar oud. She's big enough, she's old enough. Sy is nie old enough nie, dan kry jy mense wat 30 jaar oud is, en hulle weeg 40 kg. She's old enough, but she's not big enough. So ons moet baie versigtig wees tussen rasse en tussen plase, oor wanneer is die fisiologiese rypheid van die skape op jou plaas, en daar's nie 'n voorskrif nie. Hoe gaan jy dit uitvind? Deur meet en weet. Jy kan nie boer met skape of vervangingsootjies sê as jy nie 'n skaal het nie. En waar begin die sukses van 'n vervangingsootjie? Ek het gister met Dr. Dave Mitchell 'n 2 ure gesprek gehad daar. Die sukses van jou vervangingsootjies begin wanneer jou maag gedek word. Nou waar skep ons ooi die meeste af? In die middragtigheid. Want ons gaan hulle mos opstoom wanneer hulle lam. 'n vervangingsootjie mag nooit gewig verloor nie. En waar is die begin van daai gewig? Is kruipvoeding. Kruipvoeding is ononderhandelbaar. Kruipvoer se voeromset is 1-1. Ek het vanmôre gesprek gehad hier van Dr. Piet Swiegers. Hy doen 'n proef op kruipvoeding. Toe wil hy by my weet, wat is die kosprys van 'n lam by geboorte? Wie van julle weet dit? Hoe bereken jy dit? Ek gaan nie daaroor praat nie, maar kom praat met my. Die laaste trimester van 'n lam ontwikkel hy die meeste sy in die baarmoeder. Maar die follicles van 'n lam goed begin reeds by besetting en hy middragtigheidsvoedinge wat daarmee gepaard gaan. So julle moet deurlopend weet
dat jou ooitjies wat jy vervang in 'n stygende fase is, pas op vir te maar, maar die teendeel is ook, pas op vir te vet ooie. Die ander belangrike ding by vervangersooitjies is jou gesondheidsprogram. Wanneer end jy? Ek het al my lammers op 3 weke op die veearts se aanbeveling geënt vir longontsteking en goed. Crypto. Koksidose. Weet jy hoe lyk koksidose te mis? Weet jy hoe lyk crypto se mis? As daai geel mis daar met daai grys uitslaan, nee. Dan lyk my nou ook amper so, want dan loop my maag heavy, want ek weet nie hoe om dit te keer nie. En dan die ander belangrike ding is, jy moet deurlopend in jou kudde jou nie presteerders prul en uithaal. En dan 'n belangrike ding ook in jou kudde is, wat vervangersooitjies uitmaak, hoe lyk jou kudde struktuur? Jy behoort verskillende ouderdomme ooie te hê, verskillende goed. En ek wil amper sê, ons moet vir PW vra, moet 'n prys gee, wat is die optimale leeftyd van 'n ooi, jaargewys? Hang af, maar jy op 6 jaar nie. Dan moet jy begin kyk. Ek het ooie wat 8 jaar oud is, maar hoekom het so 'n ou koei? Ek kry nie verkoop nie, want hulle kalf elke jaar. En daai ou ooi lam elke jaar, 'n tweeling, soms 3 linge. So kyk na jou kudde strukture en wat daarmee gepaard gaan. En dan die laaste ene, wat belangrik is, ek het 'n klomp goed nie, maar ek wil net tyd spaar, is wie is jou strategiese vennote? Jy hoef nie alles te weet nie. Ek maak so, as 'n ding by my siek is en ek weet nie, vat ek kom veearts toe. Dan kry ek baie oproepe van boere, jong boere. Oom, hier's 'n video, wat maak keer my skaap? Die eerste ding as ek sê, het jy al jou veearts gevra? Nee oom, ek sê, vra hom eers en dan bel jy, dan sê jy my wat maak keer die skape? Moenie my vra nie, ek is nie 'n veearts nie. Omring jy met strategiese vennote, langtermyn strategiese verbintenisse met veevoermaatskappye. Onthou, jy gaan nie altyd met hulle saamstem nie. Jy kan met hulle beklei, maar hoe beklei jy met hulle? Jy moet so verskil nie, dat jy mekaar weer môre in die oë kan kyk. En daai ou moet commit wees. Hoe lyk commitment? Is dit weg van die ooitjies af. Dis is die hoender in die spek, die eier in die spek. Die hoender lê nie die eier nie, maar die vark het sy lewe gegee om hy spek te gee. Ek soek strategiese note wat varke is in aanhalingstekens. En hierdie CDP afslaers is varke in my lewe, want hulle is committed. So baie dankie daarvoor. Ek weet nie of iemand iets byvoeg oor vervangersooitjies, maar dit is baie kort. As julle meer wil weet, kom kuier al by die stalletjies by my of by Fanie. Baie dankie om Dani, ja, om te meet is om te weet. Dit sê dit vir ons. En ek dink dit is 100%, oom is 100% reg om te sê, dit is jou as boer se verantwoordelikheid om genoeg rekord en data van jou kudde bymekaar te maak. Jy kan nie te veel data en rekord bymekaar maak om seker te maak dat jy reg selekteer vir jou pad vorentoe en jou toekoms vorentoe nie. En ek hou van oom se benadering rondom die hoeveel kilogram vleis jy per jaar van jou plaas af kan haal. En dit bring my by die volgende punt by Chantel. Asseblief. Ekskuus, net terwyl PW sê oor die kilogram vleis. Wat is die norm van kilogram vleis? Jy moet op jou reënval kyk. Vir elke 10 mm reën wat jy kry, moet jy 'n kilogram afhaal. As jy 600 mm kry, moet jy 60 kg 'n hektaar speen. Dit hang af van jou lyk jou hulpbronbenutting, het jy aangeplant of weidings of wat ook al. In die Oos-Vrystaat, die ander norm is, as jy ooi 60 kg speen, wil ek in Oos-Vrystaat 60 kg lam van haar speen. Kan jy dit met 'n enkeling reg kry? Nee. In die Karoo is my norm, waar daar 300 mm is, wil jy van 'n ooi wat 60 kg speen, wil ek van 'n weeg wil ek vir 30 kg kan speen. Dis 'n lekker topic om eendag 'n gesprek daaroor te hê, wat ek julle mooi kan vertel hoe werk hierdie besigheid en oor weidingsbestuur en hulpbronbenutting, maar net in terme van die norm. Onthou net daai 10 mm, 1 kg. Dis 'n goeie norm, gaan meet jou plaas. En as jy dit nie weet nie, gaan werk dit uit. Gaan weeg jou lammers, koop vir jou 'n skaal, RFID skaal wat eertags het. Ons het net gehoor van back and claw en speerbaarheid en wat ook al.
Dankie oom. In Pretoria het ons dan laas jaar seker 'n ton vleis gespeen oom. Te verlede jaar verskriklik in Pretoria gereën. Chantel, die volgende vraag wat ek vir jou het is rondom bokvleis op die supermarkte. Dink jy, ek persoonlik dink, daar's te min bokke in Suid-Afrika om daardie mark te voed. Dink jy daar sal ooit 'n dag kom wat ons by 'n groot kettinghandelswinkel kan instap en kan sê ons soek bokvleis op julle rakke? Dink jy daar's genoeg bokke? Dink jy daar's 'n moontlikheid? Gaan dit gebeur dat bokteelers en slagpales bokke voorsien aan die publiek daar buite? PW, dis 'n baie interessante vraag en ek het 'n paar mense die vraag gevra en elkeen se antwoord is maar anderste. Jy's reg, ek dink daar is te min bokke en daar word baie meer uitgevoer as wat hulle binnelands bly. Maar bygesê, ek sal my positiewe antwoord gee en sê ja, ek dink ons gaan. Dit gaan dalk nie vinnig gebeur nie, dit gaan dalk tyd vat, maar ons almal raak in die gesonde kant van lewe en bokvleis is een van die gesonder vleise wat daar is. Daar is al in supermarkte gesonder vleis soos volstruis of wildsvleis of so iets. Die bok gaan daar kom. Ek weet in die Weskaap is daar 'n paar plekke soos Pick n Pay of Spar of so iets wat dit aan hou. So ja, die lank en die kort tyd, maar dit gaan gebeur. My hoop. Hopelik is dit savanna bokke. Dan oom Fanie, die volgende vraag is vir oom. Die back and claw het ons so 'n bietjie onder druk en ek weet baie veilings en baie skoue is afgestel. Maar ek dink ons is daarom, wil ek amper sê, deur die of oor die hond se rug wat die back and claw aanbetref. Om 'n dier vir 'n skou voor te berei is 'n baie duur proses en is 'n baie gespesialiseerde proses. Dis nie almal wat net 'n dier vir 'n skou kan voorberei en kan gereed kry nie. Wil hom net 'n bietjie vir ons vertel, hoe berei oom diere voor vir 'n veiling of vir 'n skou en hoe werk die beoordelingsproses van diere op 'n skou? BW, ja, dankie. Daar is 'n klein verskil tussen die twee. As ek kan begin by 'n veiling, dan jou diere moet baie mooi vertoon. Daar sekere eienskappe wat jy moet uitbring in hulle en. Maar jou skou gedeelte is gewoonlik die interessante gedeelte. 'n Mens kan, soos om Dani ook nou gesê het, ook al lank sit in gesels daaroor. Baie skoue, of laat ek so sê, skoue het maar reëls. En al die reëls is nie altyd dieselfde nie. Maar op 'n skou kan jy maar 'n dier 'n bietjie oorvoer. Jy kan 'n dier maar of 'n ooi 'n bietjie laat beter uitvertoon met 'n eier of wat ook al. Ek het jare terug ek met melkbeeste ook geskou. Ja, en nou toe ek die eier sê, toe dink ek daaraan. En hoe jy daai koei dan nou nurs om het te sê, om as hy in daai ringe ingaan, nê, dan moet die melk amper by daai spene uitloop, nê, hy moet 100% reg wees. So, kostegewys, kos dit jou 'n redelike hoeveelheid geld om diere te skou, en dit kos jou baie geld ook om diere op 'n veiling te sit. Ongelukkig het kompetisie baie groot geraak tussen persone wat onnodige kostes, dink ek, ook opjaag. Daar is baie keer oorvet diere wat nie daar moet wees nie, maar dit kos 'n boer 'n klomp geld om 'n dier skou gereed te kry. Dit meer geld as sekerlik om vir veilingsreg te wees, maar dit kos jou regtig baie geld, en baie boere en baie kopers van veral ramme besef nie wat kos dit om 'n ram soos daai wat 1 jaar 4 maande oud is op daai gewig hier te kan tentoonstel nie. Dit kos ongelukkig 'n klompie geld. Langs die pad is dit ook nie altyd maklik nie. Jy verloor diere en dies meer, en diere op 'n skou veral, daar's baie stres op daai diere. So ek wil vra, mense moet dit waardeer vir mense wat bereid is om hulle diere te skou en tentoon te stel vir mense. Daar's baie stres op daai diere. Maar dit bly nog steeds vir ons baie lekker, en is baie lekker om iets tentoon te stel en iets terug te gee. Veral vir mense wat nie baie kennis het van 'n ras nie.
dit is 'n groot voorreg. Dankie Mfani. Ek sien ons tyd begin uithardloop, so ons staan amper einde se kant toe. Oom Dani, daar is so groot variasie binne rasse wat genetika aanbetref. En ek werk elke week ek met 'n ander ras en dit is my so groot voorreg om met van die land se beste genetika te kan werk. Ongeag die ras waarmee ek werk. Dit is my lekkerte en dit voorsien verskriklik baie genot in my lewe. Wat ek by oom wil hoor is by die donies. Sou oom sê daar's genoeg diepte in julle genetiese teelmateriaal? Of dink oom daar is plek vir verbetering met nuwe bloedlyne in julle genootskap? Ek wil net begin deur dankie deur net wat ek nie al geskryf het nie. In Suid-Amerika het hulle nou 'n universiteit navorsing gedoen oor al die skaaprasse in die wêreld. En die enigste ras wat in die boonste kwartiel is in die wêreld vir wol en vleis is die Donie Merino. Die van julle wat Johan Barnard se program kyk, die boere van Patagonië. Patagonië is daar Donie kuddes, een kuddes van 25.000 ooe. So ek dink daar's baie meer as genoeg genetiese variasie in die Donie ras, maar daar's 'n leemte en 'n geleentheid dat boere verstaan nie. Ek het net gepraat oor teelwaardes en al daai goede. As ek op 'n veiling kom, en nou gaan ek ouens gaan my dalk nou met klippe gooi hierna nê. Dan kom ek by 'n veiling, dan sien ek 2 of 3 goeie ramme. En dan as die ander is net ramme. Dan boere ou 30 jaar met daai spesifieke stoet. Dan vra ek myself af, waar is die probleem? Hoekom is daar net 3 of 4 uitskiet ramme wat goeie geld gaan? En dan is daar 30 ramme en ek hoor my PW langs aan by beampte, dan's daar net ramme. En dis die uitdaging. En vir my, ek het al die Donie ouens baie kwaad gehad daaroor. Dan sê ek maar dit gaan oor onkunde van teelers af. Ouens verstaan nie die verband tussen sekere eienskappe en die oorerfbaarheid. En party goed is negatief gekorreleer teenoor mekaar soos groei en moedereienskappe en so voorts. So daar's baie diepte in genetika aan al die rasse. 'n Ander geleentheid is dat rasse meer met mekaar saamwerk. Daar by die Donie stalletjie is 'n kruisras met tweede lammers. Daai lammers is 30 dae oud, 30 dae. Basterkrag. Hoekom werk ons nie meer saam nie? Ek ry 'n Ford. Hulle sê as jy wil Kaap toe gaan, waarmee ry jy? Om daar te kom, 'n Toyota. Maar as jy Kaap toe wil gaan en terugkom, dan ry jy met 'n Ford. So is dit met skape ook. Ons verskil. So daar's baie diepte van genetika. Die ander probleem hoekom genetika nie tot sy reg kom nie, is ons maak dit te ingewikkeld. Ons wil dit eenvoudig hou. Ek het 'n slagspreuk om te sê energie, impak en resultaat. Kom ons gee aan die eienskappe, die genetiese eienskappe wat die meeste impak het en wat die beste resultaat gee. En die resultaat is hier in my gatsak. Ek het ongelukkig net R2 en R20 en R2 in my sak. Maar ons soek wins daarop. So daar's baie diepte in genetika. Daar's baie. Ons het hierdie jaar ons wêreldkongres Oktober maand hier in Suid-Afrika van oor die hele wêreld waar die teelers kom. Dit sal interessant wees om al daai spraatjies by te woon. En miskien moet CDP 'n kaartjie koop en dit gaan maak. Hier is dit die een in die Vrystaat, ek sal julle sê en julle uitnooi dat die Vrystaat deel bywoon. Maar genetika is meer as genoeg. Ons verstaan net nie lekker genetika nie. En ons is te veel op die ou weer. Ek gaan my nou gou vra in 2 minute oor waarmee ek besig met 'n proef vir 'n Franse maatskappy. Ons grense skuif wat ongelooflik is. Ons besef nie wat het ons in ons hande nie. Dankie. Dankie om Dani gepraat van 2 minute. Ek sien daar het nou net 'n man daar by die limousine. Hulle het so hang balk daar so en daar het nou net 'n man net 2 minute daar gehang. So baie geluk vir daai wenner. Gaan ons aan. Ja, ek gaan vir hom tyd met daai man se horlosie vir daai 2 minute. Ek het nog 2 vrae oor as ons klaar. Om Fani, hoeveel lede is tans in die Dormer Genootskap en hoe kan mense aansluit by die Dormer Genootskap? Dit is 'n baie lekker antwoord wat ek vir jou kan gee. Ons groei elke jaar nog steeds met 'n paar lede.
soos in enige genootskap kom daar maar ouens in, en ouens wat uitgaan, wat dalk nie heeltemal die stoetbedryf verstaan het nie, dan stap hulle maar liewerster weer aan. Maar ons is so in die omgewing van 160 lede. En aktief, regtig aktiewe lede is gelukkig 'n redelike goeie persentasie, dis so 100 iets in die 30 wat regtig aktief is daarom. So dis baie positief vir ons. Ons getalle groei ook elke jaar met die skaap. So dit is vir ons regtig baie lekker. Om aan te sluit by ons, die heel beste is, ek het nou nie die nommers en goed by ons nie, maar is baie maklik om te kry, gaan net op ons website, die Dormer website. Ons dametjie wat daarmee werk daar is Liesel, en as jy terugkom, as jy met haar klaar gepraat het, gaan jy terugkom na my toe en vir my sê, wat 'n aangename vrou. Dit is, ek pas op dat sy nog nie al geweet het voordat jy gebel het, jy gaan bel nie, hoor. Dit is iets om te beleef. Nee, dit is baie maklik, dan skakel ons kantoor en as hulle nie regkom nie, enige tyd, skakel my en dan sorg ek dat sy met hulle kommunikeer. Baie dankie Fanie, dan my tweede laaste vraag is aan jou Chantel. Kragtig, sodat ons die gesprek geopen het, gaan oor jong mense en oor die toekoms van jong mense. In jou beweging in die Boerbok Genootskap, watse raad het jy vir jong mense? Watse foute is daar wat die jong mense maak? Waarvoor moet hulle versigtig wees? Waarvoor moet hulle uitkyk? Watse raad het jy as rasdirekteur van SABTV vir ons jong mense? PW, ek sal sê, as jy besluit jy wil met boerbokke boer, Kalahari Red Savanna, doen jou navorsing, maak seker dat as jy in 'n sekere area boer, vra in die omgewing, vind uit wat doen hulle, met watse ras hulle dit doen, as dit nou een van die 3 is, en koop daaruit, en beweeg stadig. Ek dink baie mense maak dalk 'n fout en dink, okay, koop 'n klomp groot getalle nou aan, want jy gaan nou, as jy groot koop, gaan jy inkom en jy gaan wen. En as hulle dan inkom in die stoetbedryf in, dan sien hulle, okay, maar dit is nie net 'n vinnige game nie. So, doen jou navorsing, kyk wat werk, wat gaan in jou gebied werk, vra, moenie bang wees om te vra nie, vra boere, vra ons, en ons help, en ja, ek dink dit is die beste. Dankie Chantel. Shamaine, ek sien jy is daar agter. Ek wil net vir jou sê, ons sit nooit weer 'n tafel hierso nie, want ons kuier hopeloos te lekker en te lank om hierdie tafel. Tinus, ek vra om verskoning, ek was dalk nou 'n bietjie hard op jou gewees, maar ek kan sien hoekom dit so lekker gaan om hierdie tafel, om hierdie kombuistafel. Shamaine, dankie ook vir jou reëlings en jou harde werk en lang ure, bloed, sweet en trane wat jy ingesit het om hierdie dag vir ons moontlik te maak. Dan my laaste vraag is aan Dani. Dani, kom het so vinnig vir my vertel van 'n proef wat oom hulle besig is om te doen, en ek gaan nie verder praat nie, want oom het nou net 1 minuut en 39 sekondes oor. Okay, maar 'n deel van dit wil ek gou sê, as jy begin boer, julle jong man, ek stem saam met Chantel, begin klein. Maar koop vir jou goed wat binne 6 weke lank wat gescan is met tweelinge. En kry jou cashflow in die gang. En dan die ander ding vir die boerbok ouens, julle soek nie customers nie, julle soek consumers. En so dis reg. Okay, die proef wat ons doen, ek kan eintlik nie veel sê daaroor nie, maar is 'n proef wat ek vir 'n maatskappy doen, Adisio. Is 'n voedingsproef, is 'n 200 dae proef. Ek het 3 rasse in die proef. Ek gaan nie rasse sê nie. En ek het al die rasse met een ras gesinkroniseer en ge-KI. So ons wil kyk na wat is die regtig die potensiaal om grense te skuif binne daai rasse. Ons het begin deur te sinkroniseer en te KI, ons het die voeding reg gehou, ons het alles reg gehou, ons het die 1 Junie het ons daai oeye almal vrye toegang gegee tot 'n presisie dragtige ooikorrel. En toe ek sien wat eet hulle, van daai oeye het oor die 5 kg 'n dag gee. Die voerouers sê vir my, dis nie moontlik nie. So ons het grense geskuif. Die ander ding is, van die 1 Junie af, die oeye het die 5de Julie begin lam. Het van daai oeye in daai tydperk 20 kg gewig aangesit. So, dan wat ek gesê van die vangingsoetjies. So daar's 'n baie groot aksie daar. Ons weeg die ooi met lam. Ons weeg die lammers as die ooi lam die dag. Ons melk die ooi se biesmelk. Ons melk elke week die oeye.
Ons gaan kyk na wat is die proteïen samestelling, net interessant vandag. Daar's navorsing gedoen by mense. Vrouens wat babietjies borsvoed wat seentjies is, se proteïen van die melk is baie hoër as vrouens wat borsvoed wat dogtertjies het. So ons gaan baie met daai goed aan. Net om vir julle te sê, daai 2 lammers wat daar is nê, is nie 'n maand oud nie. Ek het laas Vrydag, net om vir julle te wys wat is moontlik met genetika. Het ek 1 lam gehad wat die laaste 11 dae, hy was nie 30 dae oud nie, het 645 gram 'n dag gegroei. Hy's nie 'n maand oud nie. So ek hoop om eendag, wanneer ons klaar is met die proef, met julle dit te kom deel om te sê, maar hoe het ons die grense geskuif wat dit aanbetref? En onthou wat ek gesê het vir die jong mense, bly 'n student. Is ongelooflik oor wat ek met my blou haar elke dag leer, want ek wil 'n student bly. En om te kyk, ek het gister weer, toe sê Dr. Dave Mitchley, maak met die nageboortes weeg. Want ek kry skielik klein lammetjies, maar hulle is 8 weke al op die beste voeding. Waar die probleem ontstaan, in die middragtigheid. Daai ooi het daar hou gevat, ons het 40 dae reën gehad in daai tyd. Die lammers in die voerkraal het 50% gegroei wat hulle moes groei. Kyk net waar begin die probleem. Maar ek kan die hele dag besig hou. Dan wil ek net afsluit om te sê, jou beste vriend in die lewe, nê, en jou beste voorbeeld is Jesus. Gaan uit en wees sheep warriors for Jesus elke dag. En kry jou punchline reg elke dag. Jy gaan nie spyt wees nie. Oom Dani, baie dankie. Dames en here, ek wens soos om Dani reg sê, ons kan vir ure lank hier so sit en kuier en met die kundigheid om die tafel. Baie dankie vir elkeen van julle se tyd. Dankie vir al ons toeskouers wat hier so was. Baie dankie Farm Talk vir julle wat vir ons hierdie moontlik maak en vir ons gaan uitsaai daar buite. Kragtig. Baie dankie vir die geleentheid. Ek weet hier's 'n lang lys mense wat nog na ons gaan kom sit en gesels. Sit net so, luister wat hulle sê. Ons is net om saam met julle verder te kuier. Om Fani, Dani, Chantel, baie dankie vir julle tyd en mag julle baie voorspoedig wees in julle boerdery, baie geseënd wees. En as die Here ons spaar, sien ons mekaar volgende jaar weer. Dankie. Goed gaan. Bye.